saam met julle. Ons is besig met 'n reeks met ander woorde. En ons gebruik gewoonlik hierdie 3 woorde wanneer ons spesifiek iets kommunikeer en dan wil ons eintlik die kern daarvan kommunikeer en dan sê ons met ander woorde, ek bedoel hierdie. So met ander woorde, wat ek eintlik wil sê, is soos as 'n vrou vir 'n man vra om iets te doen en hy sê nie, hy gaan dit nou doen. Met ander woorde, hy gaan dit later doen. Ja, of glad nie. Daar's 'n bietjie 'n varkie in die harkie daar. Maar in elk geval, of as 'n vrou vir jou vra, man, om iets te doen, met ander woorde, jy moes al daaraan gedink het en die taak moes al voltooi gewees het. So ja, ons is besig met hierdie reeks, maar ons wil regtig praat oor liefde. Ons is nie besig met 'n huweliksreeks nie. Ons is besig met 'n reeks waar ons praat oor liefde. En hoe ons liefde definieer uit die troonkamer uit. Die gesprekke wat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees het, van hulle dink en droom oor liefde. En as ons sê ons is besig met die gesprekke vanuit die troonkamer, ek dink liefde kan baie vinnig 'n abstrakte term raak. Ons kan baie vinnig 'n wêreldse definisie koppel aan wat ons probeer sê wanneer ons liefde probeer definieer. Maar dis glad nie wat ons wil doen nie, ons wil dit in elk geval nooit doen nie. Ons wil kyk na wat is die kern. So as ons praat van liefde, met ander woorde, genade, waarheid en geregtigheid. En ons probeer dit al hoe meer definieer. Ek glo persoonlik, as jy iets kan definieer, dan kan jy dit toepas, en ek dink, ons gaan nooit noodwendig alles weet nie, maar ek dink ons kan definitief 'n goeie effort insit om te probeer alles weet. Want in dit is daar's 'n reis, daar's 'n stoei met die woord, en dis kom dit belangrik is dat ons hierdie journey saam aanpak, en dis kom ons ook daai maandelikse reis het, sodat ons as broers, ons as susters saam kan stoei deur die woord, wat dit beteken. En natuurlik is daar 'n klomp tierlantynkies vir die vrouens, verskriklik baie dekor, vir die mans net 'n vuur en vleis. Is meer as genoeg. Iemand het my, toe ons die expedition event beplan, toe vra hulle, wat se boekies, wat se dekor beplan julle vir die mans? Toe sê ek, nee, ons het 2 swart stukke dekor daar, en hulle is vol kole. Dis ons dekor. Maar in elk geval, so ons sit regtig 'n effort in hierdie journey in, so ek wil jou vra, as jy nie deel is van 'n groep nie deel is van enigiets, dis juist daar waar ons baie dieper duik, in die woord en ook in die praktyk van. So as jy nog nie in 'n groep is, asseblief kom praat met my, en ek sal my beste probeer, om jou in 'n groep te kry, wat vir jou natuurlik die beste werk. Maar as ek vanoggend praat, en ons praat oor met ander woorde, en ons praat oor die kommunikasie, die gesprekke uit die troonkamer uit, wat ons kan beleef, wat ons van deel is, wat ons oor die afgelope 2 weke oor gesels het, dan praat ons juist oor die hele gedagte van, as ons woorde het, is daar regtig 'n klem op die woorde, maar dit is baie intentioneel, hoe ons die woorde gebruik, om iets te probeer definieer. Want hoe ek iets definieer, is gewoonlik hoe ek daaroor glo, en hoe ek daaroor voel. So byvoorbeeld, as iemand iets kommunikeer, het sy dit negatief of positief is die oorsprong gewoonlik in hulle natuur, in hulle siege, is dan ook negatief. So woorde gee vir ons baie vinnige indikasie van waar iemand is. En dis wat ons probeer dit doen met liefde, waar ons die gesprek van die troonkamer regtig deurgaan, as dit kom by liefde spesifiek. So as ons praat daarvan en ons kyk na, waantoe beweeg hierdie journey, dan weet ons kan nie deel wees van slegte gesprekke nie, ons kan nie deel wees van gesprekke wat nie noodwendig gesond is nie, ons moet deel wees van die gesprekke wat ons sien in skrif. En Paulus spesifiek, hy moedig die ouens sterk aan in 1 Korintiërs 15, wat hy met hulle praat, in vers 33 spesifiek, hy sê, laat julle nie mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Die instruksie, laat julle nie mislei nie. Die manier jy jouself laat mislei, slegte geselskap. So as ons praat oor met ander woorde, dan sê ons, as ons praat oor liefde, baie belangrik waar ek myself bevind in my gesprekke. Bevind ek myself in 'n veilige spasie, bevind ek myself in 'n groepering tussen broers en susters wat my kan help met die definisie, met die praktyk van liefde, of bevind ek myself op 'n spasie wat ek gesprekke het volgens 'n ou natuur, as ek dit so kan stel. En Paulus, hy motiveer die ouens spesifiek om te sê, ouens, jou gesprekke is van noodbelang. Dis ook baie interessant as 'n mens kyk, en ons het laasweek bietjie daaroor gesels, toe praat ons oor Efesiërs spesifiek, Efesiërs 2 vers 3,
wat hy eintlik iets baie interessant sê in ons vertaling sê hy in die oorspronklike vertaling, die Afrikaanse vertaling. Had ek net gou vinnig ietsie sê op dit. Ek was een keer, daar was 'n koffieshop in PE, 'n Kapelini. Ons het baie keer het ons mense daar gesien en so aan. En ek onthou ek het een keer dit was toe ek en Kayla nog net vriende was en ons het toe 'n koffie gaan drink. En toe kom al mense van die kerk aan en hulle kom praat met ons en die tannie praat toe baie passievol oor die woord en sy sê, my seun, jy weet mos, die oorspronklike vertaling is die enigste vertaling, is die Afrikaanse vertaling. Dus ek sê, joh tannie, ons taal is nie so oud nie. Ons 'n paar tale en vertalings voor dit, maar in elk geval, dis uit passie vir die vertaling van die Afrikaners. Maar as ons lees in ons vertaling, wat ek lees uit die Afrikaans 2020 spesifiek, vers 3, ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. En nou baie interessant in die King James version, daai woord wat hy sê, die opgetree, vertaal hy spesifiek, baie interessant, na conversation toe. So hy sê, our conversation was in the lust in die Engels of our flesh. Spesifiek ook Filippense 3 vers 20, waar Filippense 3 vers 20 spesifiek praat oor ons burgerskap, dan sê ons burgerskap is in die hemele. Nou daai woord burgerskap in die King James is eintlik conversation. Our conversation is in the heavens. Dit is baie interessant. Nou mense kan vinnig dink, is dit 'n fout wat hulle gemaak het met die vertaling, met die Engelse of die Afrikaanse? Wat se een is foutief? Glad nie. Die vertaling is in die 1600s geskryf. En die ouens het daai tyd verstaan, as ons praat oor conversation, dan sê dit gewoonlik vir my waar iemand is in hulle natuur, waar hulle is in hulle gedagtes. Met ander woorde, as ek met jou 'n gesprek voer, en jy praat met my, kan ek baie vinnig 'n konklusie trek, is hierdie persoon hoopvol of nie hoopvol nie. Ek kan baie vinnig agterkom in die manier van hoe jy gesprek is, wat jy beleef op die oomblik, wat is jou emosionele toestand op die oomblik? Waar is jou gedagtes, waar is jou kennis, waar praat die Here met jou? Mense kan dit baie vinnig agterkom. Mans, jy sal weet, jy kan baie vinnig agterkom as jou vrou met jou praat, jy weet glad nie, jy het fout gemaak nie, maar die manier van wat sy iets sê, weet jy is in die nonsens. En is dieselfde konsep, en daai tyd het die ouens verstaan, as ons praat van conversations, praat ons van die hele natuur, die hele, ek wil amper sê die karakter waarmee die ou besig is. En in Efesiërs 2 praat hy spesifiek, eintlik oor die feit, oor waar ons was in ons natuur, die toestand waar ons was. Hy praat van 'n sondige natuur, hy praat in Efesiërs 2 vers 3 spesifiek, in die Engels sê hy ons nou the lust of our flesh. So hy praat oor goeders wat glad nie lekker is nie, hy praat van goeders wat in die ou natuur ingebore is, en hy sê ons conversation, ons ingesteldheid, ons optrede, ons burgerskap was amper in daai gedeelte in die ou natuur. En hy kommunikeer, maar hy vat hulle na 'n plek toe in vers 4, en hy sê, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en ons saam laat sit in die hemel. So hy skep 'n hoop eintlik in die manier wat hy van praat, maar hy sê dit spesifiek die woorde, maar God, ryk in barmhartigheid. Nou die versoeking baie keer as ons woorde in die Bybel lees, kan ons 'n aardse of ek wil amper sê eintlik meer 'n kultuurtipe definisie gee aan die woord. So as ons dink aan ryk, kan ons baie vinnig dink aan iets wat baie vinnig weggevat kan word. As ons dink aan die woord rykdom, kan vinnig weggevat word, of dit kan vinnig opraak wanneer ek dit nie reg bestuur nie. Dit is van noodbelang dat ek glad nie daai definisie koppel as dit kom by God nie, want sy rykdom is oneindig, amen. En hierdie rykdom waarvan hy praat, is 'n rykdom van barmhartigheid, dis 'n rykdom van genade. Dis waaruit ons God bestaan, dit is wie hy is. En as ons sê, okay, ons is in die hemelse plekke, ryk in barmhartigheid, ryk in God se barmhartigheid, maar hy sê in die einde in vers 6 sê hy iets baie spesifiek, en saam laat sit in die hemel. Onthou in die vorige gedeelte toe praat hy van die conversation, my optrede, my burgerskap, my manier van operate. Nou sê ons sit saam in die hemelse plekke. Vat ons na 'n plek toe wat ons besef,
Ons is nou in die hemelse. Kan ek jou vra, wie dink ons is nou op die oomblik in die hemelse? Het voel vreemd. Het voel verskriklik vreemd om dit te sê. Kom ons vra dit so, wie kan nou op hierdie oomblik met God praat? Jy kan maar opsteek. Wie kan nou op hierdie oomblik met God praat? Ons almal. Wie kan op hierdie oomblik God hoor? Ons almal. Waar sit ons dan? In hemelse plekke. En ons kan baie vinnig, en ek dink, ek weet nie hoe ons daarby uitgekom nie. In my opinie, ek dink daar's te veel YouTube video's wat 'n bietjie van 'n wankelteologie het, wat nie noodwendig altyd gebaseer is op wat ons sien nie. Wat sê ons moet by 'n spesifieke mindset uitkom voor ons by die hemelse plekke uitkom. En ons dink baie keer, okay, nou nodig ek het 'n spesiale kamer in my huis nodig. Ek het spesifieke musiek nodig, dalk 'n spesifieke tipe kersie wat brand voor ek in die hemelse plekke kan gesels. Maar dit is nie die realiteit nie. En as dit jou help fokus, is dit heel okay. Maar dis nie wat ons nodig het om te sê ons is in hemelse plekke nie. Ons sit teenwoordig in hierdie tyd, op die oomblik, sit ons in hemelse plekke. Ek weet daai stoel voel nie soos 'n hemelse stoel nie. Maar ek beloof jou, ons sit in hemelse plekke. Ons conversation, ons gesprek is in die troonkamer van God. En ons moenie dink, okay, nou is dit 'n ding van, nou moet ek by 'n plek uitkom waar ek spesifiek in my gedagtewêreld is nie, want ek kan nou op hierdie oomblik met God praat en hy kan met my praat. En ook van noodbelang, nie net my gesprek met God in my persoonlike journey of saam met my connect groep of saam met my journey expedition groep of saam met my evergreeners nie, maar ook my gesprek wat ek sien in die woord. Dit is ook God se stem wat praat met ons. En Paulus vat ons spesifiek na 'n plek toe. As ons kyk spesifiek na Korintiërs, ek sien nou by Korintiërs, ekskuus, 1 Korintiërs, wat ons spesifiek vat na 'n plek toe, wat hy vir ons sê, ouens, ons moet besef 1 Korintiërs 1 vers 23 tot 24, ons egter verkondig, ons gesprek, is 'n kruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, sowel Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. As ons dink aan die gesprek in die hemel, nou kan ons baie keer vra, okay, maar waaroor gaan dit? Hier praat Paulus, hy lei hulle na 'n plek toe en sê, ouens, ons verkondig Christus. Die gesprek wat ons voer, die gesprek wat die Vader voer, die plan van God van die begin af, is om die aarde te vul met sy heerlikheid. Tyd breek aan, alles beweeg aan. Ons sien, Jesus kom op die toneel, Jesus vestig 'n koninkryk van die hemel op aarde. Hy leer ons in die evangelies oor die koninkryk van God. So 'n mens kan sê die gesprek van God, want die plan van God is die koninkryk van God. En hy sê ons verkondig 'n gekruisigde Christus, vir die Jode is dit 'n struikelblok, en vir die nie-Jode, dis die Grieke, is 'n dwaasheid. Hoekom 'n struikelblok? Want die Jode het 'n koning verwag wat gaan kom met 'n swaard en almal net met geweld doodkap wat nie hoort in die koninkryk van God nie. Hulle het daai tipe ou verwag. Hulle het daai tipe God verwag. Die nie-Jode, die Grieke, hulle het wysheid verwag, maar toe kry hulle dwaasheid. Hoekom sê ons dwaasheid? Want waar in jou geloof sal jy sê, okay, dit is kragtig om te sien dat die kruis alles oorwin het, dat die God gekom het, homself in mensvorm kom openbaar het en kom sterf het soos 'n lam op 'n kruis. Vir hulle is dit dwaasheid. Vir hulle maak dit glad nie sin nie. Dit is dwaasheid. So vir die Jode is dit 'n struikelblok, nee man, dit kan nie hierdie koning wees nie. Hy kom dan so in en net met liefde en hy breek die Sabbat en hy doen al die goeders wat teen ons dan is. Dit maak nie sin nie. Hy breek die Romeinse volk nie, dit maak nie sin nie, dit kan nie hy wees nie. Die Grieke dink, nee man, hoe kan jy glo in die ou wat pap lyk? Hierdie God wat mens kom, wat kom sterf, wat al die houe kom vat, maar dit nie verstaan nie. Want ons verkondig gekruisigde Christus, gesalfde koning, 'n gesalfde koning wat kom sterf het op die kruis, want dis waar hy oorwinning behaal het. Dis wat ons verkondig, dis ons gesprek waarmee ons besig is. Dis die tipe liefde van God, om die seun te stuur, die seun wat self kies om te kom, om self te kom ontklee, en om te kies om te sterf op 'n kruis vir sy hele volk. Dis ons God. Dis ons krag. Dis baie interessant as ons kyk na Openbaring spesifiek, sien ons 'n interessante prentjie van hoe die hemele lyk. Openbaring 5 vers 6 spesifiek, hy sê, en ek, dis nou Johannes wat nou hierso sien, né? Hy sê, en ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens, en tussen die ouderlinge, 'n lam,
soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, en die 7 geeste van God. In die troonkamer, in die midde van die troonkamer, wat sien hy? 'n lam. Hy beskryf dit soos een wat geslag is. Ek weet nie hoe ons dit reg gekry nie, maar as 'n mens kyk na die lam, dan sien 'n mens die opofferende liefde van God. Mens sien die hart van God in die gekruisigde Christus. Maar ons is in die troonkamer. Plek van geregtigheid, plek van heiligheid. En dit is baie interessant, want as 'n mens dink daaraan, dan skei ons gewoonlik die twee. Ons skei gewoonlik die lam en die leeu. Mense sê mos, hy is die lam, maar onthou hy is die leeu. So asof ons praat van 2 entiteite, so asof ons praat van 2 persoonlikhede. Ek wil vir jou sê, familie, vandag, God het dit reg gekry om die definisie van liefde te maak, met ander woorde, geregtigheid, waarheid en genade. Om die 2 te verbind in 1. En al maak dit vir ons vleeslike koppe glad nie sin nie, want dit voel teenstrydig, is dit glad nie teenstrydig nie. As ons kyk na die gesprek wat gevoer word tussen die Vader en die Seun, in Hebreërs 1 spesifiek in vers 8, hy sê, maar vir die Seun sê hy, U troon, o God, dis nou God wat praat, vir die Seun sê hy, sê God, die Vader, U troon, o God, is vir ewig en ewig. Belangrike gedeelte. En die scepter van geregtigheid is die scepter van die koninkryk. Scepter kan 'n mens dink aan swaard. Die scepter van geregtigheid is die scepter van die koninkryk. Mense sê baie vinnig, die Ou Testamentiese God en die Nuwe Testamentiese God is 2 verskillende gode. Hulle sê, jy kan dit hoor in hulle woorde, dat hulle dink is nie dieselfde God nie. Vriende, ek wil vir jou vandag sê, dis dieselfde God. En dan maak dit vir ons vleeslike koppe nie sin nie, wil ek jou uitnooi in hierdie gesprek in. Ek wil jou uitnooi in hierdie gesprek tussen die Vader en die Seun, wat vir hom sê, jou scepter is 'n scepter van geregtigheid, jou swaard, jou manier van heerskap, jou manier van leierskap, is dit van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Dis wat ons laas geleer het, om alles reg te maak. Wat wil God kom regmaak? Daar was skepping, mens was baie goed gemaak, mens was, wil ek amper sê, was die beste van God se skepping, want mens het God se beeld gedra. Ons is die enigste wese wat in God se beeld geskep is. Genesis 3 kom, en daar sien ons wat Efesiërs 2 vers 3 beskryf, our conversation was in the lust of our flesh, en toe val ons in ons vleeslike toestand. So Efesiërs 2, 1 tot 3 dit beskryf. Ons was in daai gesprek van ons vleeslike toestand, die Adam natuur wil ek amper sê. En ons almal, die hele mensdom daarna was in Adam gewees. Ons sien sonde begin heers, ons sien die eerste moord wat plaasgevind het tussen Kain en Abel. En nou dis in my kop dink ek, hoekom het God dan deur Noag, het hy amper, wil ek sê, oor begin? Hoekom het hy nie net gestop voor Noag nie? Want hy kon, hy die vermoë gehad om dit te doen en dan heeltemal oor te begin. Hy het die vermoë gehad om dit te doen, maar hy kies en hy sien nie die mense, hy sien nie die gesin, hy dink ek kan daarmee werk, want ek het 'n plan met die hele skepping om die aarde te vul met my heerlikheid. Ek het 'n plan met die hele skepping om die hele aarde, dat mens oor die hele aarde sal heers, wat terwyl hulle my beeld dra. Die tyd gaan aan en ons weet, soos ek net al gesê het, Jesus kom op die toneel, hy vestig die koninkryk van God, hy sterf dan op die kruis, hy staan op die 3de dag, en daarna beskryf Romeine hom as iets baie interessant. Hy sê, hy is die eerstgeborene tussen baie broers, the first brethren amongst many brothers. Want hy is die eerstgeborene, hoekom die eerstgeborene? Want ons almal, wat aan Adam was, waar ons gesprek was in die ou natuur, maar God, ryk in barmhartigheid, gesterf op die kruis, ryk in genade, maak dit moontlik dat ek en jy nou in Christus kan wees. Dis ons tipe God wat ons dien. En hierdie God kom en hy kom sterf op die kruis en dis hoe hy oorwinning behaal. Dis sy troon, dis sy kroon is die dorings. Vir die Grieke dwaasheid, vir die Jode 'n struikelblok. Wat is geregtigheid? God het alles kom regmaak. Die hele breek in skepping, die feit dat mens en God heeltemal van mekaar af geskei is, weg van mekaar. Christus kom self om die afstand tussen mens en God heeltemal te verwyder. Jesus kom en hy stel dit reg.
Sy regverdiging, sy geregtigheid, hy stel dinge reg, die gebroke skepping wat was, die beeld wat in die mens is, maar nou woon die Gees in die mens. Sodat ons liggame, maar God, ryk in barmhartigheid, die teenwoordigheid van God kan huisves, en dat ons kan sit in hemelse plekke. Dis ons God. En ons het dit reg gekry om te sê God is liefde, maar onthou, hy is geregtig. Ek sal wil sê, as iets gebreek is in jou huis en jy wil dit regmaak, is dit omdat jy omgee oor dit. Is dit nie liefde nie? So God se geregtigheid is liefde. Liefde is geregtigheid. Geregtigheid kommunikeer ons is 'n baie wit en swart ding. Ons woorde baie keer maak dit van so 'n aard, dat ons sê geregtigheid is die ding van, hey, hier is die mensgeoriënteerde dinge hierson nie. Ek gaan nou geregtig teenoor die optree. Maar dis nie ons God nie, dis nie hoe hy operate nie. Johannes verduidelik dit baie mooi wanneer hy Jesus sien en hy beskryf vir ons wat hy sien in sy evangelie in Johannes 1 vers 11 tot 14. Hy het gekom na wat syne was. Jesus het gekom na wat syne was, skepping is syne, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Vir die Jode was dit 'n struikelblok, vir die Grieke was dit dwaasheid. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo, hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. The first brother amongst many brethren. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, sy koningskap aanskou, sy koninkryk aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en vol waarheid. As ons kyk na die heerskappy, na die liefde van God, die koninkryk, die koningskap, dan sien ons vol genade, vol waarheid, vol geregtigheid, want hy maak alles reg, en dis sy liefde. Dis liefde, maar ons kry dit reg, want baie keer dit is mos nou 'n ding wat gebeur, ons vat genade en ons vat waarheid een kant toe. Nou genade sonder waarheid, wat word dit? Tolerance. En ons sien dit in die liggaam, ons sien dit in die bruid. Ons sien in die bruid dat goeders toegelaat word wat nie in lyn is nie, nie in lyn is met die waarheid nie. En dan sien ons die afwyking, ons sien die pad word verduister, soos wat Paulus vir hulle net gesê het, moenie jou laat mislei met hierdie gesprek in die broers. Moenie jou laat mislei nie. Bly op koers, bly op die goeie pad, die gesonde pad. Die waarheid sonder genade, yes, jy gaan klein voel. As ek waarheid met jou deel sonder genade. Het gaan voel, ek skel mekaar uit, het gaan voel ons is nie lief vir mekaar, het gaan voel ons haat mekaar. Ons het baie keer 'n belewenis van as waarheid gedeel word, sonder genade. Ek voel verklein neer, ek voel nie opgebou nie. Dis 'n moeilike balans. Moeilike balans. Ek weet nie hoe kan geregtigheid operate sonder genade en waarheid nie. Ek is onseker. In my opinie is dit sekere aksie wat geen effek of implikasie het op die gesondheid van 'n omgewing nie. Dis wat ek dink. Maar die drie sien ons in een. En ons sien dit in Jesus. En ek wil jou uitnooi, as jy jou Bybel het, kan jy saam met my gaan. Ek gaan 'n bietjie in Lukas wandel. So Lukas 19 vers 1 tot 10 sien ons eintlik Jesus, en dis wat Johannes ons eintlik uitnooi om te doen. Hy sê vir ons, ouens, hy het aanskou, hy het die heerlikheid aanskou. En ek dink ons kan baie leer uit daai woorde uit. Is dat wanneer ons probeer 'n konsep leer, het sy genade, het sy waarheid, het sy liefde, wat ook hulle dan nou mag wees, mag ons Christus aanskou, mag ons sy heerlikheid aanskou, want dis ons perfekte voorbeeld, amen. Dis ons God en dis ons koning, die eersgeborene waarvan ons nou deel is. So ek nooi jou uit om na Lukas te gaan, waar ek 'n storie gaan deurwerk, 'n verhaal van Jesus, waar ons hierdie drie realiteite net dadelik sien, en dan sien ons die liefde van Jesus. So Lukas 19 vers 1, nou die konteks van net wat hier voor gebeur het, Jesus is op pad
in Jerusalem in, en dis tydens die Pasgafees, en daar's 'n groot skare wat hom volg daar, want hy het ook geloop, net voor hierdie hoofstuk het hy geloop, en daar's 'n blinde man wat uitskree, want hy hoor is Jesus wat aankom, en hy vra vir Jesus om te genees, en Jesus genees hom, en hy genees, en hy gaan vertel vir almal. Hoekom kan hy maar vir almal vertel? Jesus het ons nou en dan gesê, ouens, bly bietjie stil, hier kan jy maar sê, ons weet nie altyd nie, maar dis die feit dat die koninkryk is hier, like it or not. Dit kan nou maar verkondig word, want die oomblik is naby. Die oomblik is naby wat ons die lam sien, soos die van 'n gekruisigde koning in die troonkamer sit. Die oomblik is naby. Maar die groot skare is saam met Jesus en hulle beweeg. In vers 1, Jesus het in Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap en kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Nou as 'n mens kyk na net daai alleenlik, as 'n mens kyk na die hooftollenaar, weet ons in daai tyd, ons ken vir Matteus wat 'n tollenaar was met die belasting en al daai tipe van goeders, redelik gehate mense. Nou die hooftollenaar was van so 'n aard, hy het mense onder hom gehaat en hulle het dan die mense belas van die volk. Maar nou, die Romeinse volk het glad nie omgegee hoeveel geld hulle bysit nie. Amper soos 'n piramideskema. Die ou sit by die belasting sodat hy ekstra kan kry, die ou bo hom sit by sodat hy ekstra kan kry wat hy al reeds kry, die ou bo hom, en die ou was die heel boonste. Die Romeine het nie gewaarig nie solank hulle net die gedeelte kry waar hulle ooreengestem het. Die res, alles wat jy ekstra uit kan byt uit die volk uit, vat dit vir jou. So jy kan dink is redelik 'n gehate man hierdie in die omgewing. Daar's armoede in die omgewing, daar's seer, daar's gebrokenheid, en hierdie ou se huis raak al hoe groter. Ek wou amper sê sy kar, maar seker sy perd of iets, raak al hoe beter. Jy weet ons waar die Ferrari begin het, daai logo, Saggeus se Ferrari. Maar is 'n gehate man in die omgewing, so jy kan dink, mense is nie baie fond van hom nie. Mense sou gedink het hulle sou hom aanrand, maar hierdie is nie Suid-Afrika nie. In elk geval, vers 3, hy het probeer om te sien wie Jesus is. Maar weens die skade kon hy nie, omdat hy kort was. Het voel vir my altyd so onnodig, hoekom moet ons altyd iemand beskryf as kort? Maar ek praat daar uit my varkie, uit my hartjie. Maar die konteks hier, soos wat ek gesê het, die man is baie gehate. Nou ons ken daarom nie korrupsie in Suid-Afrika nie, ons ken dit glad nie, prys God daarvoor. Maar die gevoelens wat ons baie keer het oor die wanbalans tussen armoede en rykdom, die gevoel wat ons baie keer het van goeders wat nie reg gebeur soos wat dit moet gebeur in die munisipaliteit nie, prys God, ons woon in 'n lieflike area, amen. Daar's altyd plek vir verbetering, maar ons kan God dank vir waar ons is. En ons kan die kwaliteit net verder hoor en beter vat. En ek dink dis 'n ons ding. Ek dink nie dis 'n regering ding, 'n kerk ding, 'n skool ding nie. Dis 'n ons ding. Dis ons community, dis ons koninkryk, amen. So nou in hierdie gedeelte het hulle nou nie dit so verkondig nie, so daar was redelike 'n skeiding tussen die twee. En hy het probeer sien omdat hy kort was en hy hardloop toe vooruit en hy klim 'n wilde vyeboom om Jesus te sien. Want hy sou daar verbygaan. En toe Jesus by die plek kom en kyk en hy kyk op en sê vir hom. Nou moet jy weet, soos wat ek gesê het, die ou was redelike gehate man. So Jesus is nou besig hier met ietsie en hy's besig om dalk 'n boodskap oor te dra, maar hy's besig hier met die volk. Ewe skielik klim hy, sien hy hierdie kort mannetjie wat 'n boom klim. Ek dink ek sal 'n bietjie uitgebars het van die lag, want dit is vir my 'n vreemde prentjie. Maar Jesus sien hom se hooftollenaar, almal weet as die hooftollenaar, almal soos, "O Jesus, ons hou glad nie van daai man nie, ons hou glad nie. Ons haat daai man byt ons uit. Hy maak dit ons nie armoede het, hy maak dit ons nie werk het, al daai tipe van goeters." En ons sien, okay, nou spreek Jesus hom aan. Jesus praat na hom en hy kyk op en hy sê vir hom. Nou moet jy dink die hele volk dink, "O, Jesus, hierdie ou gaan hom nou uitsort. Jesus, hy gaan hom nou vat van 'n kant. Ek kan nie wag vir wat hy vir hom gaan sê nie." Hulle wag amper vir daai reaksie. Maar die reaksie van Jesus, "Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly." Countercultural. Daar's mense daar wat Jesus in 'n diep sin liefhet. Maar Jesus sien daai man en Jesus weet daar's 'n geleentheid hierso. Jesus weet die Vader roep alle mense, nie net mense wat voor hom sit nie. Hy roep alle mense in die gesprek in. Die gesprek van liefde. Jesus sien hom en hy sê hier's 'n geleentheid. En hy sê vandag moet ek by jou huis binne gaan. Amper 'n vriendskaplike taal wat hy begin met hom. Verder, Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Nou ons weet glad nie wat daar gebeur het nie, maar in terme van die gesprek in vers 7 sê almal wat dit gesien het gemor en gesê hy gaan by 'n sondige man tuis. Nou moet jy weet soos ek gesê het, is countercultural, maar Jesus worry nie oor status nie.
Want Jesus het of sy status hier op die lyn gesit. Jesus worry nie op status nie. Hy worry om mense in te kry, in te sluit in die liefde van God. Maar Saggeus vers 8, nou ons weet nie wat daar in die huis gebeur het nie. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, dis nou na dit. Kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afpers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham, die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Nou, dat was 'n geleentheid van uitsort, van waarheid bring, sonder genade. Maar Jesus dink, ek gaan 'n ding regstel hier sonder die huisgesin. Daar gaan verlossing plaasvind in die huisgesin. Die geregtigheid van Jesus stel die dinge reg. Hy stel dit reg hoe? In liefde en in waarheid. Hy bring waarheid tot die situasie. Wat is die effek? Wat is die implikasie van dit? Die feit dat Saggeus dan alles gaan uitdeel. Die helfte van sy besittings gee in die armoede, aan die arme mense. Mens kan dink daar's herstel in die hele omgewing, omdat daai een mens, Saggeus, liefde ontmoet het. Liefde ontmoet het, vol genade, vol geregtigheid en vol waarheid. Dis die liefde van ons koning. My tyd hardloop so 'n bietjie uit, maar ek wil afsluit met hierdie laaste gedagte, Efesiërs 2. Ons moet besef, ons is in hemelse plekke. Ons sit in hemelse plekke. So meer het bygesê, ons het toegang tot hierdie gesprek van hoe liefde lyk. En ek wil jou uitnooi, eerste ding, gaan aanskou Jesus vir wie hy is. Dit gaan tyd verg. Dit gaan baie tyd verg, dit gaan stoei vat met die woord. En nie net met die woord alleen nie, dit gaan tyd vat saam my mense. Want wat Jan se opinie is nie my opinie nie. Saam ontdek ons eintlik wat die kern is van die betekenis, die met ander woorde oor die betekenis van die skrif. So is 'n saam ding wat ons doen, maar ons besef ons sit saam in hemelse plekke, ons het toegang tot God, die Gees woon in my, ek kan hierdie gesprek nou saam met God voer, om te vra, okay, hoe lyk dit? Hoe lyk die omgewing van Mosselbaai? Vol genade, vol waarheid en vol waarheid, vol genade en vol geregtigheid. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit in jou huwelik? Hoe lyk hierdie liefde in jou huwelik? Hoe lyk hierdie liefde in jou vriendegroep, in jou connect groep, in jou expedition groep, in jou journey groep? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit by die skool? En dit is 'n geleentheid, jy's nie alleen nie. Hy sê ons sit in hemelse plekke. Ons, die gesprek waarvan Gawie deel is die gesprek waarvan Dewald deel is die gesprek waarvan Gas deel is. Dis 'n ons ding. Gawie kom na my toe sê, broer, ek beleef hierdie ding. Ek beleef God is op pad met die koninkryk in hierdie rigting. Ek sê, ek staan agter jou. Kom ons kyk hoe lyk die hele omgewing, om die heerskappy van die koning te aanskou, van hemel op aarde, fisies gevestig. Amen. So ons aanskou saam, en ons sit in hemelse plekke saam. Daarom is ons gesprek saam. Vir jou nooi om asseblief op te staan, en ek kan ons net afsluit met gebed. Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het, die feit dat ons in hemelse plekke sit, die feit dat ons saam met Christus in hierdie plekke sit, die feit dat ons saam in hierdie gesprek is, in hierdie conversation is, van geregtigheid, genade en waarheid. Die feit dat ons saam kan ontdek wat liefde beteken, die kern van liefde, nie die wêreldse of die kulturele, die omstandighede, die kultuurse definisie van liefde nie, is glad nie dit nie, Here. Nie 'n westerse manier van dink oor liefde alleenlik nie. Maar ons dink oor liefde uit die opinie en die waarhede van God. En ons sê so dankie dat ons as familie in hierdie journey saam kan beweeg, Here. Wat ons saam kan sien, bid vir kreatiwiteit. Hoe lyk geregtigheid, hoe lyk genade, hoe lyk waarheid in my gesin, hoe lyk dit in my besigheid, hoe lyk dit waar ek wandel, hoe lyk my gesprekke. Bid vir elkeen dat ons sal besef, ons het die Heilige Gees wat ons druk, die Heilige Gees wat ons dring in hierdie roete in. Die uitnemender weg, die pad van liefde. Dat ons nie mislei word nie. Maar dat ons mekaar sal sien as broers en susters en in mekaar se lewe in sal spreek. Ons het U bitterlik lief. U is ons God en U is ons koning. En ons almal sê